Goeiemôre julle en ek wil net vir julle welkom sê vir oggend op hierdie lekker Woensdagoggend. Jy luister na Tussen Koffie en Genade en kom kuier bietjie saam vir die volgende 2 ure saam met my, Lisel van Sail. Ons is nou op die oomblik besig met die reeks van Vat jou grondgebied in. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor om standvastig te wees. Soms word mens groot met die denkwyse dat mens dink dinge gaan net van self in plek val. En ek het eintlik geen bydra nie. Ek moet maar net wag, dinge gaan net uitwerk soos wat dit moet. En dit is ook of mens soms dink dat dit buite jou is wat met jou gaan gebeur. En dan is dit of mens amper, kan ek sê, 'n victim is van jou omstandighede. En dis een ding wat ons moet besef, as ons so gaan lewe, gaan ons altyd onstabiel wees, want nou bepaal jou omstandighede jou lewe. En hoewel slegte en goeie omstandighede natuurlike invloed het in mens se lewe, is dit nie te sê dat dit jou eienskap moet word, of jy moet dit eien nie. As ek dit in Engels kan stel, it doesn't define you. Wat wel jou identiteit bepaal en wie jy gaan wees, is letterlik wie jy gaan kies om te wees. So jy kan jou grondgebied inneem en jou lewe transformeer, een keuse op 'n slag. Wanneer jy in Bybelse beginsels beginne wandel en jou lewe op dit beginne bou en elke keer die goeie en die regte te kies. Byvoorbeeld, niemand dwing jou om byvoorbeeld te steel of om te jok nie. Jy kies om dit te doen. Iemand kan wel jou dreig en vir jou sê, as jy nie saam met my lieg nie, dan gaan jy ook in die moeilikheid kom. Of as jy nie dit saam met ons doen nie, gaan dit en dat met jou gebeur. Wat dreigemente is. Maar dan het jy nog steeds 'n keuse. So jy kan saam met hulle lieg en die leuen aanjaag, omdat jy vrees het vir mense, of jy kan in standvastigheid in God se waarheid opstaan in die vrees van die Here en teen die intimidasie en die dreigemente opstaan ten spyte van wat mense dreig en sê hulle gaan doen. En dit is nou presies ons challenge, om wanneer mense ons dreig en ons intimideer, juist te sien, maar luister, dit gaan meer oor hulle swak karakter en eintlik moet hulle my vrees, want ek vrees die Here en ek gaan loop in standvastigheid en dit wat die Here vir my sê om te doen. Jy hoef eenvoudig nie te val vir hierdie leuns en hierdie intimidasie nie, maar in standvastigheid vas te staan en so jou grondgebied in te neem, stappie vir stappie, keuse vir keuse. So ek wil jou uitnooi, gaan kry gou vir jou 'n lekker koppie koffie en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die verskillende elemente en ons gaan ook praat weer eens, waar ons gaan aangaan om te praat oor die wapenrusting van die Here en ook al die verskillende wapens wat ons nodig het om jou grondgebied in te neem. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor om standvastig te wees. Ek wil nou 'n bietjie stil staan en praat oor die verskillende seisoene wat ons in ons lewe beleef. Soveel mense val rond omdat hulle eenvoudig nie lewe in die seisoen wat die Here vir hulle gee om in te lewe nie. Hulle lewe letterlik dag vir dag en hulle oorleef net, maar hulle lewe nie 'n lewe in meer as oorwinning nie, as ek dit so kan stel. Soos ek ook nou genoem het, daar is soveel mense wat verkeerde verwagtinge het. En hulle verwag die lewe is buite hulle en dit moet net hier uit die lug uitval en dit gaan bo natuurlik net, iets gaan net gebeur. Maar hulle besef nie dat hulle stappie vir stappie in gehoorsaamheid moet wandel om hierdie grondgebied in te neem nie. Want jy sien, die Here wil hê ons moet in oorwinning lewe. Hy wil hê ons moet ons tent
penne die hele tyd uitskuif, soos Jabes se gebed, en dit vergroot. Hy het soveel meer vir ons in stoor, en hy wil hê ons moet vrugbaar wees. Kom ons gaan lees net weer 'n bietjie in Psalm 1, vers 2 en 3. Ek lees dit vreeslik baie, maar ek is so lief vir Psalm 1. En dit voel ook vir my, hierso is dit of Dawid regtig vir ons 'n fondament kom lê, van die basiese fondament van hoe om jou grondgebied in te neem, hoe om in oorwinning te wandel. En hy sê ook, hy praat hier van, waarin is sy belange, en wat is dit wat sy hart begeer? Ek gaan dit vir ons lees in die Amplify, en dit sê, but his delight and desires are in the law of the Lord, and on his law, the instructions and the teachings of God, he habitually meditates, ponder and study day and night. Hy sit nie net onaktief en wag maar net laat God se water oor God se akker vloei nie. Hy gaan en hy gaan bestudeer God se woord. Hy gaan en hy hoor wat is God se hartklop. Wat is dit wat die Here vir hom wil sê? Dan gaan hy aan en hy sê, and he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water. En hier lees ons ook van standvastigheid. Die oomblik as jy jou boom se wortels by die regte grond inplant, jy het standvastigheid, jou wortels gaan al dieper en dieper, en kyk hoe dieper 'n boom se wortels is, hoe meer stabiel is hy. As jou worteltjies maar baie oppervlakkig is, met die eerste storm gaan hy omwaai. Dan praat ons ook van die tipe grond waar jy jouself plant. As jy in sandgrond is, waar daar nie baie water is nie, daar's nie baie kunsmis nie, daar's nie genoeg kos nie, dan gaan jy ook nie sterk genoeg wees om te kan staan en jouself sterk te maak vir die storms wat kom nie. So die lewende waters, waar tap ons? Waar is dit waar ons wortels in geplant is? Want daai het 'n direkte invloed van hoe standvastig jy gaan wees. Dan gaan hy aan, ons praat mos nou van seisoene, hy sê, ready to bring forth its fruit in its season. So ons het sekere vrugte, wat ons in sekere seisoene in ons lewe moet dra. Daar's winterseisoene, wat afseisoene is, as ek dit so kan stel, en dan is daar vrugbare seisoene, waar daar weer lewe is, en ons moet in die seisoen, waar die Here ons plaas, hierdie vrugte dra. Hy gaan aan en hy sê, its leaves also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper, and come to maturity. En hoekom is dit so? Want hy's ingeplant. Hy luister, Here, wat is u planne vir my? Wat is u roeping vir my? Sy instelling, hy's in voeling met dit wat God se hartklop is. Hy hardloop nie net vooruit nie, hy staan nie net stil nie, hy beweeg saam met die Gees van die Here, soos die Heilige Gees hom lei. Nou wil ek vir julle baie interessante skrif lees. Dis 1 Korintiërs 7 vers 17, maar gaan dit vanoggend vir julle in die Message Translation lees. Hoor net hoe amazing stel dit hierdie 1 Korintiërs 7 vers 17. Dit sê, and don't be wishing you were someplace else or with somebody else. Where you are right now, in God's place for you. Live and obey and love and believe right there. Is dit nie wonderlik wat dit hier vir ons sê nie? Dit sê, jy moet in die plek waar jy nou geplant is, daar waar jou boom nou is, daar moet jy al sê, ek is okay, ek lewe. Ek is gehoorsaam, ek het lief, ek is tevrede met dit wat die Here vir my het. Soveel mense mis uit, net eenvoudig omdat hulle ontevrede is met dit wat reg voor hulle is. Ontevredenheid is seker een van die
grootste aanvalle van die vyand wat hy partymal in 'n mens se lewe saai. So hy fluister die heeltyd in jou oor en sê, o nee, jy mis uit. Kyk wat het daai ene. O nee, ek wens ek het eerder dit en dit en dit gehad, dan sal ek eers gelukkig wees. En ek praat ook baie keer, dan sê ek, ja, dis die Cinderella-sindroom, wat jy sê, as ek die prins het, as ek die kasteel het, as ek die goue of die glas skoene het, as ek die rok het, as ek dit en dit is die heeltyd of mens wens vir iets buite jou, terwyl jy baie keer soveel mooi in jou seisoen het, maar ons kyk nie daarna nie. En dit is ook hoekom dit so belangrik is om die doel te verstaan. Want as jy die doel verstaan, dan kan die moeilike omstandighede kom. Dan kan hy wind en hy weer kom en hy kan jou waai, maar jy val nie om nie, want jy staan vastig, want jy verstaan die visie. Jy verstaan God se planne. So wat is God se doel vir jou lewe? Wat is sy plan vir jou? Wat is dit wat jy veronderstel is om te doen? Want as jy dit gaan vasmaak in jou lewe, dan gaan jy ook weet wat jy nou moet wees, in die seisoen wat jy nou ingeplaas is. En dan gaan jy ook weet wat jy nie hoef te wees nie. En daai sny jy uit jou lewe uit. Want daar's baie keer soveel onnodige goed waarmee ons onsself besig hou uit die seisoen uit, net omdat ons bang is ons mis uit. Of net omdat ons doen dinge want dit laat jou belangrik voel, eerder as in gehoorsaamheid van die Here. Nou is daar een Psalm is wat so wonderlik hierdie vir ons weer in konteks bring, is dit Psalm 37. En jy kan sommer die hele Psalm vanaand gaan lees. Dit is 'n fantastiese Psalm. Maar ek lees gou vir ons vers 5 en 6 in die Amplify. Commit your way to the Lord. Roll and repose each care of your load on Him. Trust in, lean on, rely on, and be confident also in Him. And He will bring it to pass. Nie jy nie, nie omstandighede nie, nie jou connections nie. Die Here gaan dit vir jou in plek laat val. En hy sê, and He will make your uprightness and your right standing with God go forth as the light, and your justice and right as the shining of the sun, the noonday. So met ander woorde, soos jy nie in vrees en wandel nie probeer oorneem, jou eie dinge doen, jou eie planne maak nie, maar jou bekommernisse, jou benoudhede, jou aswat, gee jy vir die Here en jy sê, Here, laat ek saam met U in gehoorsaamheid wandel. En dit is wat ons moet besef as ons praat van om jou grondgebied in te neem. Elkeen van ons is verantwoordelik vir sy eie lewe. En ons is ook verantwoordelik om op 'n plek te kom waar ons gaan lewe in verwagting met wat dit is wat God wil hê ons moet doen. So aan die een kant kan ons nie net passief wag en sê, luister, hierdie moet nou net in my skoot val nie. Aan die ander kant kan ons nie oorgaan in beheer en dink ons moet onsself red nie. Dis hierso waar ons moet wag en sê, Here, regte tyd, regte plek. Baie keer is dit fantasties om vir iemand in 'n krisis te help. Baie keer is dit laat mense in sulke omstandighede is dat hulle self nie kan help nie. Dan is dit fantasties as jy in 'n community is en daar's mense wat kan ingryp en jou help tot jy op jou been kom. Maar dan kom daar 'n tyd en 'n seisoen wat jy moet verantwoordelikheid vat vir jou lewe. En letterlik moet opstaan van jou boude af en begin oorgaan in aksie. En dit is wat ons ook moet verstaan. Om jou autoriteit te kan vind in God.
om meer as 'n oorwinnaar te wees, om by 'n plek te kom waar jy weer kan lewe en nie net bestaan nie, beteken dit ook daar's partymal wat ons verantwoordelikhede moet vat. En wanneer daar winterseisoen in ons lewe is, nie net gaan lê en hoop dit gaan nou maar net oorwaai en soos ek sê, iets gaan uit die lug uitval en dan gaan dit my help en red nie. Die enigste redder wat ons het is natuurlik Jesus. Maar hoor gou wat sê Paulus in 2 Tessalonisense 3 vers 6. En hy spreek hulle so 'n bietjie aan en hy sê, "Now we charge you, brethren, in the name and on the authority of our Lord Jesus Christ, that you withdraw and keep away from every brother and fellow believer," nie iemand van die wêreld nie, jou medegelowiges, "who is slack in the performance of duty, and is disorderly, living as a shirker, and not walking according to the traditions and instructions that we have that you have received from us." So eintlik wat hy doen is, hy spreek mense aan wat onaktief is, wat nie verantwoordelikheid wil vat vir hulle lewe nie, want as jy dit nie gaan doen nie, glo vir my, dan gaan die vyand kom en hy gaan vir jou kaal uittrek. En jy gaan altyd wees, jy gaan voel soos 'n boom wat nie vrug dra nie, jy gaan voel soos 'n boom wat die hele tyd leeg is, want jy vat nie die verantwoordelikheid en dit wat die Here, die opdrag, jou doel en jou roeping en jy loop daarin, dit wat die Here gesê het, jy moet doen nie. Ons gaan gou-gou 'n bietjie 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor geloof. En ook, wat doen dit as mens weer in ongeloof wandel? So, ek is nou weer terug. Kry vir jou 'n notaboekie en kom ons maak saam, of kom ons hou 'n bietjie saam Bybelstudie en ons gaan deur 'n paar skrifte wat hierdie aspekte net bietjie vasvat van hoe om in geloof te wandel. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons kuier 'n bietjie saam op hierdie Woensdagoggend en ons praat 'n bietjie oor om standvastig te wees. Nou kyk, as daar een aspek is wat jou nou gaan gooi en jou onstabiel gaan maak, is dit ongeloof. En dit is ook een van die algemeenste tegnieke van ons vyand. Hy kom en hy val ons geloof aan. So hy kom gereeld met ongeloof in ons harte. So hy gaan uit sy pad uit om die waarheid van ons te steel. Soos ons nou die afgelope paar weke gepraat het, en ons gepraat oor die beld van die waarheid, so daai vyand van ons, hy wil ons beld kom steel. Kom ons lees bietjie 2 Korintiërs 4 vers 4 in die Amplify. En hier sê dit ook vir ons, en hier praat hulle eintlik van die ongelowiges, maar hoor net gou-gou wat is dit wat hy sê. Hy sê, "The God of this world has blinded the unbeliever's mind." So, die vyand kom, en hy verblind die wat nie glo nie. So, om ongelowig te wees, hy verblind letterlik hulle oë. En dan sê hy, "that they should not discern the truth." So, hy keer dat hulle in waarheid kan wandel, en dat hulle die waarheid kan sien. Want, wat hulle nou verder sê is, "preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, who is the image and the likeness of God." So die vyand kom letterlik, en dit is nou in konteks wat hulle sê, verblind hulle omdat hulle nie Jesus kan sien vir wie hy is nie. Maar dit is wat ek nou presies wil verduidelik. Hy kom en hy wil die waarheid van ons weghou, sodat ons in armoede bly. Dat ons bly siek word, dat ons in sonde moet bly. So hy wil ons weghou van die waarheid, en hoe doen hy dit? Hy doen dit deurdat hy wil ongeloof kweek in ons harte. Nou ek wil gou vir ons 'n stukkie lees in Galasiërs 1 vanaf vers 6 tot 7. En dit sê vir ons, "I am so surprised and astonished that you are so quickly turning dan sê hy Renegade, dan dink ek altyd so 'n Renegade, want daar's hier een fliek van Renegade, dan sien ek sommer hierdie Renegade ouens. Hy sê, "and deserting him, who invited and calling you by grace of Christ Jesus." En hy sê, hy so teleurgesteld om te sien
hoe vinnig hierdie mense weggedraai het van die geloof. And that you are transferring your allegiance to a different, even a opposite gospel. En dit is die groot ding julle, ons moet die hele tyd hoor, sien en verstaan. Die oomblik wanneer jy die waarheid verloor, dan word jy vinnig weggelei met die opposite of ander gospels, soos wat hy van praat. Not that there is or could be any other genuine gospel. Daar's net een ware evangelie. But there are some who are troubling and disturbing and bewildering you with a different kind of teaching which you offered as a gospel. So hulle kom met 'n ander, so twist dit. Hulle vat 'n stukkie hier en 'n stukkie daar en dan verdraai hulle dit, soos byvoorbeeld wat hulle sal sê, baie bekende voorbeeld van 'n different gospel is follow your heart. Waar in die Bybel staan dit jy moet jou hart volg? Dit staan inteendeel, sê die Bybel, jy kan nie jou hart vertrou nie, want dis deceitful above all. Die wêreld sê follow your heart. Hoekom? Want hulle is ingestel op selfsug, op myself, my behoeftes, wat ek wil hê. Jy moet die waarheid volg, nê? En dan sê hy ook net maar die hele skrif wat hy net probeer sê het is, ons moet die hele tyd in onderskeid wandel. Ons moet dadelik kan sien wanneer dit die waarheid is of wanneer dit vals is. En dit gaan ons net kan doen as ons twee dinge in ons lewe het. Eerstens, die woord wat die waarheid is, wat nie valse translations het nie, wat die oorspronklike woord is, soos wat dit was. En dan tweedens is dit natuurlik ook die Heilige Gees se stem en die saad van die Heilige Gees, wat vir jou openbaar wat in die woord staan. En dit gaan jou rigting bepaal. En dan gaan ons weet waartoe ons moet loop. En dit is nou juist wat ons nou gaan praat oor die volgende wapen is, wat draai jy aan jou voete? Watse evangelie trek jy aan? Want dit is ons skoene waarmee ons gaan loop. As ons skoene nie reg is nie, julle, gaan ons in die verkeerde rigting loop. So jy moet die regte skoene aantrek en dan moet jy in die regte rigting loop met die waarheid, wat die enigste ware evangelie is. Kom ons lees bietjie in Johannes 3, van vers 10 tot 11. And Jesus answered, en ek gaan dit sommer vir ons in die Afrikaans lees. Kom ek lees dit vir ons Afrikaans. En hierdie is nogal interessant. Hier praat hy letterlik kom ek lees dit vir julle, dan gaan ons verder daaroor praat. So dit is in Johannes 3, vers 10 tot 11. Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet nie hierdie dinge nie? Hy praat hierso met een van die leiers, die Joodse leiers van daai tyd, want kyk, hulle het mos die heeltyd om probeer vasvang met allerlei vrae. Hulle was so offended met wie hy is, want hulle was al so ver weggevoer om in 'n religion te wandel, as wat hulle vergeet het om in verhouding met Abba Vader te wandel. So toe Jesus kom, wat Abba Vader kom wys vir ons, en hy het gekom om die Vader vir hulle te wys, toe kon hulle hom nie eens identifiseer nie. En dan gaan Jesus verder en hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. En dit is presies wat Jesus, hy het reg voor hulle gestaan, en hulle kon nie sien wie hy is nie. En dan wil ek ook vir jou vanoggend vra, as jy nog bietjie gaan kyk in die Nuwe Testament en toe Jesus op die aarde was, wat dink jy was die ding wat hy die mense oor aangespreek het? Het hy met die mense beklei, byvoorbeeld Maria Magdalene, het hy met haar beklei oor haar hoerery, as ek dit nou so kan stel? Het hy die mense wat die tollenaars was, en die sypelaars, soos hulle sê, die sypelinge, het hy met hulle gaan beklei? Nee, hy het by hulle gaan sit, ja,
En dan het hulle getransformeer en dan het hulle opgehou met dat wat hulle doen. En baie keer kan mens hierdie hele ding ook 'n hele mispersepsie het van ja, Jesus het by die tollenaars en die sondaars gesit, so ek kan nou maar sondaar wees. Nee. Dis nie wat hy probeer verduidelik het nie. Wat hy probeer verduidelik het is hy het hulle daar ontmoet en dan deur sy liefde en sy waarheid het hulle getransformeer. En dan het hulle in regverdigheid begine wandel en hulle sonde gestop. So hulle het nie aanhou syp en aanhou dobbel en aanhou weet die taks en mense probeer indoen en al daai klas van dinge nie. Hulle het verander. Maria Magdalena het verander. Sy het nie aangehou met dit wat sy gedoen het nie. Nou die punt wat ek by wil uitkom is, waaroor het Jesus met sy disippels en die mense beklei? Gereeld het hy gesê, julle klein gelowiges. Soos daar een ding is, wat die Here ons, of Jesus hulle kom aanspreek het, was dit hulle ongeloof. En hier staan die redder reg voor hierdie leier. En hulle kan hom nie sien, hulle herken hom nie, want hulle het ongeloof in hulle hart. Kom ons gaan lees 'n bietjie verder in Johannes. Ek wil net hierdie stukkie vir julle lees en dan gaan ons weer 'n breek vat en dan gaan dit weer vir ons in die Amplify lees. Dis Johannes 5 vanaf vers 37 tot vers 40. En hy sê, and the Father who has sent me has himself testified concerning me. So, toe Jesus gedoop was met Johannes die Doper, toe het God die Vader uit die hemel uit gesê, die is my geliefde seun. Dan gaan hy aan en hy sê, not one of you has even given ear to his voice, or seen his form, his face, what he is like. You have always been deaf to his voice and blind to his vision for him. Julle onthou, hy praat nie met die mense buite die kerk nie, hy het hier met die mense binne die kerk gepraat. Want hulle was so besig met rituele en aksies en werke. Hulle die hart en die verhouding van God verloor. En hy sê, and you have not his word, his thought living in your hearts, because you do not believe and adhere to and trust in and rely on him who he has sent. Want onthou, hulle het begin oorgaan in hulle human works. Ek gaan myself red deur die werke wat ek doen en hoe heilig ek is en die aansien van mense en prestasies en al die klas van dinge, dat hulle letterlik nie meer in God, die Vader, geglo het nie. En dis hoekom hulle nie Jesus kon sien nie. Dan gaan hy aan en hy sê, that is why you do not keep his message living in you, because you do not believe in the message whom he has sent, want hulle het nie in Jesus geglo nie. You search and investigate and pore over the scriptures diligently. Dis nie dat hulle nie die woord gelees het nie, hulle het elke Sabbat die scrolls oopgemaak, hulle het gelees en hulle kon nog steeds nie sien nie, want ook weer eens, hoekom het ons gesê, want die God van hierdie wêreld, Satan, het hulle oorverblind, dat hulle nie kan hoor en sien nie. Because you suppose and trust that you have eternal life through them. And these very scriptures testify about me, and still you do not willingly but refuse to come to me, so that you might have life. Hoe hartseer is dit? Die Here wil vir ons vandag lewe gee. Hy wil vir ons oorwinning gee, en hy wil vir ons standvastigheid gee. Maar ons sien dit nie, want ons glo nie dit wat hy vir ons wil gee nie. Ons sê ons dien die Here. Ons sê, Here, U is Vader God, God, U is my God. Jesus is my redder. Heilige Gees is my leidsman. Maar jene, glo ons dit in ons hart. Ons sê dit, maar glo ons dit. En wanneer jy dit gaan glo, gaan jy begin in geloof wandel. En daai geloof maak jou standvastig. Ons gaan so vinnig 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie begin praat oor standvastigheid. Ek is nou weer terug.
Welkom terug julle. Ek wil nou by die volgende onderwerp uitkom. Ons praat vanoggend oor die wapenrusting en ons praat eintlik oor die skoene wat ons gaan aantrek. Ons gaan nou by dit uitkom, maar voor dit wil ek praat oor standvastigheid. Want onthou, jou skoene staan jy mee en jy moet met jou skoene standvastig wees. So kom ons lees in Spreuke 12 vers 3 in die Amplify. A man shall not be established by wickedness, but the root of the uncompromisingly righteous shall never be moved. So, wanneer jy standvastig is dit iets wat jy word. Dis iets waarvoor jy staan. Ons het laas gepraat oor integriteit. So as jy begin integriteit bou, die volgende ding wat kom is standvastigheid. Want wickedness sal nooit standvastig wees nie, soos ons nou net gelees het. Dan sê dit in Romeine 12 vers 12. Rejoice and exult in hope. Be steadfast and patient in suffering and tribulation, and be constant in prayer. So baie keer is dit, soos ons nou gepraat het van daai seisoene, waar dit nie so maklik gaan nie. En as jy geduldig, standvastig kan wees in dit, dan gaan jy kan sterk wees in enige ander situasie. En dis ook hier waar mens iets vasmaak in jou hart. Jou ja is jou ja. As jy iets beloof het vir iemand, dan is jy dit. Jou oggendpraatjies en jou môrepraatjies kom ooreen. Dis nie dat jy die een dag is jy nou hier en dan ander dag is jy nou daar nie. Jy bly vas. Jy is stabiel. Jy bou jou geloof. Al sien jy nie die deurbraak nie. Al is daar teestand, dan is daar moeilike omstandighede. Ek bly staan in geloof, want ek weet wie Jesus vir my is. Ek weet wie God die Vader vir my is, en ek weet wat sy beloftes is. So ons loop in geloof, al sien ons nie eers die resultate nie. In Psalm 51 vers 10 skryf Dawid, en hy sê, create in me a clean heart, O God, and renew a right, preserving and steadfast spirit within me. Hy het die geskryf nadat hy in oorspel was met Bathsheba. En wat so wonderlik is van die skrif is wat hy praat van, Here, ek was onstabiel, want ek het geval vir my vlees. Ek het die verkeerde goed gedoen. I followed my heart. Ek het my hart gevolg en toe val ek in sonde, maar Here, kom herstel my en maak my weer skoon en gee weer vir my 'n stabiele, standvastige gees, dat ek nie weer gaan val en vou as die volgende aanslag kom nie. Jy weet, daar buite kry mens baie mense. Ek wil amper sê hulle schemers, nê? Dan is hulle hier, dan is hulle daar. Hulle het altyd hordespraatjies, maar jy sien nooit die vrug nie. Hulle vertel jou die verskriklikste stories en hulle het vir 120 beloftes, maar dit word nooit in vervulling gebring nie, want hulle is onstabiel. Want die groot ding is, as ons nie 100% uitverkoop is vir die Here nie, dan gaan ons rondval. As ons probeer staat maak in ons eie planne, en ons probeer dinge uitfigure op ons eie, dan is ons nie gebou op die rots nie, en dit is wanneer ons gaan rondval. So verder in die Psalms, en ek wil nou by Psalm 57 gaan lees, vers 7, skryf Dawid, my heart is fixed. Sy hart is vas. Hy val nie rond nie. Dan sê hy, my heart is fixed, O God. My heart is steadfast and confident. I will sing and make melody. En net in hierdie klein versie gee hy soveel beginsels deur. Hy sê sy hart is vas, so hy staan in geloof. Hy is standvastig en hy het
vertroue en confidence is ook selfvertroue. So jy het vertroue in jouself, want jy weet in wie jy vertrou, en dan het jy vreugde. Dit sluit jou vreugde oop. So, okay, kom ons kyk net gou. So, ons moet konstant wees, ons moet betroubaar wees en ons moet standvastig wees. Julle, as daar een ding is wat die liggaam van Christus verskriklik seer maak, is mense wat dinge beloof en hulle doen dit nie. Hoeveel boeties en sissies het al seer gekry in die kerk, want daai boetie het dit vir my beloof, daai sissie het dit vir my beloof, en hulle is nie standvastig nie. Daai vloei letterlik uit die karakter wie jy is. As jy standvastig is, dan is jy betroubaar. Onstabiele mense kan jy nooit vertrou nie. En jy kan doen wat jy wil, ergens gaan hulle jou te nakom, want hulle is onveilig. Want hulle vertrou is nie in die Here nie, hulle vertrou is in hulle self. En hulle dink, ek gaan hierdie ding doen. Julle, en ons kan dit nie in onsself doen nie. Ons het die Here nodig. 1 Petrus 4, kom ons lees bietjie 1 Petrus 4, wat sê dit vir ons? Hier van vers 1 tot 2. So since Christ suffered in the flesh for us and for you, arm yourself with the same thought and purpose. Onthou wat ons gepraat het, nee, van jou doel. Wat is die doel? Patiently to suffer rather than to fail to please God. So hier gee hy vir ons eintlik 'n beginsel. Om standvastig te wees is pynvol. En dis hoekom ons dit nie wil doen nie. Want dis nie lekker altyd om te staan wanneer die res teen jou is nie. Dis nie lekker om te staan as jy alleen moet staan nie. Dis nie lekker om te staan, maar jy sien nog nie die deurbraak nie. Maar jy staan want jy weet wat die Here se gedagtes is, his thoughts and his purpose, en jy weet wat sy doel is. En dit is hoekom ons dit moet weet, want dit sal jou laat staan. So jy verstaan sy gedagtes, jy verstaan sy doel, dit gee vir jou geloof in hom, en daarom het jy geloof in jouself, sodat jy standvastig kan staan met wat se skoene? Met die regte evangelie, wat ons nou oor gaan praat. En dan gaan hy verder en hy sê, for whoever has suffered in the flesh, having the mind of Christ, is done with intentional sin. En dit is nou daai ding wat ek nou van gepraat het van Dawid, wat 'n bietjie geval het in sonde, nê? Want hy was 'n bietjie onstabiel op 'n oomblik, want soos ek sê, hy het sy hart gevolg. Nou hierso sê ons suffer in the flesh, om vir jou vlees nee te sê. Om te sê selfbeheersing. Nee, ek gaan nie nou myself ooreet nie. Nee, ek gaan nou nie so reageer nie. Nee, ek gaan my nie oorgee in hierdie sonde, hierdie intentionele sonde. Nou, intentionele sonde vloei uit jou hart uit en is iets wat jy kies. Dit moet nie meer deel wees van ons lewe nie. Dan sê hy, hoe beskryf hy dit? Hy sê, has stopped pleasing himself and the world, and now is pleasing God. So is jy besig om jou self te bevredig? Of is jy uit om God te please? Om vir die Here te sê, Here, ek doen dit vir U. En dis waarvan ek praat van 100% uitverkoop vir God die Vader. So that he can no longer spend the rest of his natural life by his human appetites and desires, but he lives for what God wills. So wat sê hierdie skrif vir ons? Sê hierdie skrif volg net jou hart en jou human appetites en jou desires? Nee. Hy sê live what God wills. So as jy God se gees toelaat in jou lewe, dan is dit wanneer mens beginne standvastig word. Dan gaan jy nie meer rondval en net jou wêreldse impulse volg nie. Jy gaan nou selfbeheersing beginne toepas. Jy gaan beginne heers oor jou selfsugtige emosies. Jy gaan heers oor jou wil en dit wat jou hart vir jou sê jy wil doen. Jy gaan heers oor jou verstand, want jy gaan jou verstand gevange neem tot gehoorsaamheid tot God en sy woord en in Jesus Christus.
En dan word jy stabiel. Julle, is dit nie wonderlik hoe die een skrif in die ander ene invloei nie? Ek het nog so 'n paar wat ek vir julle wil lees. Hoor wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 17. Hy sê, comfort and encourage your hearts and strengthen them. Make them steadfast and keep them unswerving in every good work and word. So letterlik sê Paulus hierso, jy moet jou hart sterk maak. Jy moet jou hart half bemoedig en sê, luister, wow, ek weet jy voel nou onstabiel. Ek weet jy voel nou, o nee, alles gaan uit mekaar uitval. Ek het julle mos gesê, hierdie ding gaan nie werk nie. Onthou al daai stemmetjies, nê? Nou sê ek gaan nie na daai leuns van die vyand luister nie. Ek gaan my hart standvastig maak. Ek bly vas en ek glo, Here, u woord het gesê. So om standvastig te wees, het jy wat nodig? Jy het selfbeheersing nodig. As jy nie impulsbeheer gaan toepas in jou lewe nie, dan is jy onstabiel in alles wat jy doen en wat jy sê. So baie keer kan mense net 'n labeltjie aantrek en sê, o, weet jy wat, ek het nou maar baie polar. Ek is maar op, ek is maar af. Maar weet jy wat sê die woord van die Here? Elkeen van ons moet verantwoording vat. Wat ons kies, wat ons toelaat in ons hart. Ons is verantwoordelik om ons emosies te reguleer. Ons kan nie toelaat dat omstandighede dit beheer nie, want dan is jy op en af die res van jou lewe. Jy sal nooit stabiel wees nie. So kom ons lees 'n bietjie verder. En hierso praat Petrus met ons, 2 Petrus 1 vers 6. Hy sê, and in exercising knowledge. Nou, exercising, wat is exercising? Dis 'n aksie. Dis iets wat jy moet gaan doen, dit kom nie van self nie. So, exercising knowledge, wat bedoel hy hiermee? Hy sê, jy moet intentioneel kennis gaan soek. Daar's letterlike skrif in Spreuke wat sê, in all your getting, get understanding. As jy nie weet hoe 'n ding werk nie, as jy onstabiel is, as jy nie lekker voel nie, as jy voel, ek het emosionele wonde, alles val net uit mekaar uit, my lewe is besig om net, gaan soek die antwoord. En waar is ons antwoorde? In die woord van God. Ek sal sê, begin sommer met Spreuke. Begin Spreuke 1, jou Bible om elke liewe oggend van jou lewe, en hy gaan vir jou begin sê, dis hoekom jou lewe uit mekaar uitval. Want onder andere, soos ons nou nog gelees het, 'n Psalm is, miskien sit jy in die kring van spotters, of sit jy by die waters, wat vir jou lewende woord gee, nie? En dan sê hy, as jy kennis begin opbou nie, wat 'n exercise is, jy moet dit letterlik beoefen, wat gaan jy ontwikkel? Hy sê, developing self-control. En weer eens kom ons by hierdie hele beginsel uit, ek kan nie net nou weer, net toelaat en sê, ek gaan net doen wat ek wil, ek is nou ontstel, ek gaan almal net sleg hanteer om my, want ek voel nie lekker nie. Nee, ons moet selfbeheersing toepas in ons lewe. En dan sê hy, and in exercising self-control. So ons kry eers die kennis, dan kry ons die selfbeheersing, develop steadfastness. So nou vra jy, hoe kry ek stabiliteit? Deur om kennis op te doen, om selfbeheersing, om te leer, om te reguleer. Eerstens, hart te beskerm, soos Spreuke vir ons sê, dis selfbeheersing. Jy kies om te vergewe, selfbeheersing. Jy kies om jou gedagtes vas te vang, selfbeheersing. Jy kies om die vyand nie toe te laat om wortels te skiet in jou lewe nie, selfbeheersing. En dan, wat kom? Standvastigheid. En hy sê dit ook hierso, dis patience and endurance. Want met standvastigheid kan jy nou ewe skielik suffer wrong. Daai hele ding van long suffering, nie? So nou kan jy ewe skielik geduldig wees. En nou kan dinge om jou gebeur, maar jy staan vas. Jy is die boom wat se wortels diep gegrond is. And in exercising steadfastness develop godliness. En dis 'n pity, nie, is
of dan word ons al hoe meer soos die beeld wie God ons geskape het om te wees. So om in kort te sê, selfbeheersing en standvastigheid gaan hand aan hand. As jy die oomblik wanneer jy kan leer om nee te sê vir jou vlees. En dit is hoekom, daai is die suffering, né? Dit is wat ons nou gepraat van die suffering. Dan begin jy jou grondgebied te eskaleer en jy maak dit is soos wanneer jy gym toe gaan, jy aan jou spierbou, nou bou jy jou geestelike muscles om teen jou sielsvlak en jou emosies en jou onstabiliteit wat die binne-in vroeg op te staan en jy sê, Heilige Gees, help my om te lei deur die Gees om in standvastigheid en geduld en selfbeheersing te wandel. Ek wil vir ons nog 'n skrifgie lees en dis in 2 Timoteus 1 vers 7. For God did not give us a spirit of timidity. En dan sê hulle om 'n coward te wees, nê? En om vrees te hê nie. Hy sê, but he has given us a spirit of power and of love and of a calm and well-balanced mind and discipline and self-control. So die oomblik as jy sê, nee, dis vir my baie moeilik om impulsbeheer toe te pas, dan beteken dit jy het nog nie jou geesmens ontwikkel nie. Want die Here gee dit vir ons kan dit nie onsself doen nie. Jy kan hoe hard dit in jou menslike kapasiteit begin doen, maar soos jy vir jou vlees begin nee sê, en vir die woord en die waarheid van God se woord, te sê, begin ons hierdie spiere op te bou. So dit is seker een van die belangrikste beginsels, as dit kom by geestelike oorlogvoering en teen die vyand op te staan, is om te kan nee sê vir jou vlees. Jou vlees, en dit is nou weer daai om jouself te kruisig en gesonde grense te bou en te sê, weet jy wat, ek is standvastig, want die duiwel wil hê ons met ons grensdrade neerlê, soos ons ook laas gepraat het van Nehemia, en ons sal nou oor hom praat wat die mure moet bou, en dit is wat dit vir ons sê in Spreuke 25 vers 28, hy sê, he who has no rule over his spirit, die een wat nie selfbeheersing vat nie, die een wat nie oorgaan en verantwoordelikheid vat vir sy gedagtes, sy woorde en sy aksies nie. Hulle sê, he is like a city that is broken down and without walls. Dis presies wat ons sê. Dis iemand wat geen grense het nie. Jy het geen stabiliteit nie. So met ander woorde, die oomblik as jy goddelike grense begin bou in jou lewe, dan begin jy jou grondgebied te beskerm en dan begin jy op te staan in jou goddelike autoriteit. Kom ons vat net gou weer so vinnige breek en dan gaan ons by die wapenrusting uitkom. So jy kan so lank na Efesiërs 6 toe blaai. Ek is nou weer terug. Julle welkom terug. Ons is besig om eintlik te praat oor die wapenrusting. En ons praat vandag oor om standvastig te wees, om jou grondgebied in te neem. En nou kom ons uiteindelik by ons volgende wapen, wat jou skoene is. Skoene van die bereidheid om die evangelie te bring. So ons gaan bietjie gou lees in Efesiërs 6 vers 15, want dit is waar ons nou is. Elke week gaan ons aangaan en dit stukkie vir stukkie bespreek. So in elke afdeling gaan ek 3 dele uit die Bybel uithaal. So ons praat eers in Efesiërs 6 wat die wapenrusting is. Ons sê dan korrelasie met Psalm 18 wat ook die hele tyd van hierdie elemente praat. Is so mooi hoe dit ooreenkom. En dan praat ons 'n bietjie in Nehemia wat prakties die mure moes bou om hulle grondgebied in te neem en gesonde grense te bou dat die vyand nie meer toegang kan hê om hulle te kom roof en te steel van hulle en te kom slag en verwoes nie. So ons lees nou in Efesiërs 6 vers 15. Ek lees hom vir ons weer in die Engelse vertaling. And have shod your feet in preparation to face the enemy, with a firm-footed stability and promptness, and a readiness produced by the good news of the gospel
of peace. So hier bring dit alles bymekaar. En dit is hoekom ons nog die hele tyd gepraat het oor standvastigheid. En hoekom ons moet staande bly, né? So eerstens kom ons kyk bietjie na die elemente. Ons moet onsself voorberei. Jy moet voorberei wees. Hoe berei jou voor? Met 'n firm-footed stability. So jy staan vas, wat ons nou gepraat het van jou wortels. Waarop staan ons? Ons staan op die woord, wat die waarheid is. Promptness. So jy is prompt en jy's ready. En dan natuurlik is wat ek nou noem, is die woord van God waarop ons staan. So jy's gereed, jy's vas en jy's stabiel. So die woord word ons stabiliteit en daarop staan ons. So hier kom jou boldness uit. Kom ons lees nou bietjie in Psalm 18. Ons gaan nou vers 36 eers lees. En hoor hoe mooi korreleer dit nou nie, né? You have given me plenty of room for my step under me, that my feet shall not slip. En dit is waarvan ons praat van hy firm-footed. Weereens, dit is jy stabiel. Daar's vastigheid, jy gly nie rond nie. Ons het nou 'n voorsprong omdat ons nou die waarheid het. So die Here gee vir ons sy waarheid wat ons stabiel maak. En nou word ons nie gerattel met omstandighede om ons nie. Jy kan my nou maar in die tronk gooi, ek gaan psalm sing, sê Petrus. Jy kan nou maar Goliat voor my sit, ek gaan vir hom doodskiet met 'n klippie, sê Dawid. En dit is wat die Here in jou wil plaas. Kom ons lees vers 33 in Psalm 18. He makes my feet like hinds feet, able to stand firmly and make progress on the dangerous heights of testing and trouble. So al is daar moeilike omstandighede, is ek nog steeds vas en ek is secure. Hy sê, he sets me securely upon my high places. Nou progress, kom ons lees 'n bietjie wat beteken progress. Progress beteken gradually getting nearer to achieve something or completing something. So met ander woorde, dit is ook 'n proses. Soos ek op die waarheid staan, onthou ons het nou die gordel aangetrek, ons het nou die waarheid om ons gegordel. Nou kan ek op die woord en die waarheid van God se evangelie staan. Die vyand kom met sy aanklagte en hy kom en hy wil my aanval, maar dit faze my nie eers nie. Ek word nie eers gerattel nie. Ek is onwankelbaar, want ek weet wie ek is. God het vir my standvastigheid gegee en ek kan staan. Die ander ding wat ons geleer is promptness. En dit is daai ding van die gedagte kom van die vyand, want dis maar hoe hy partymal aanval, en onmiddellik ontwortel jy hom. So prompt. Dit is nou presies wat hy bedoel van promptness. So dit kry nie eers tyd om wortel te skiet nie, nog voor hy kom al, die gedagte kom, maar jy kan nou klaar, leen, waarheid, jy gryp daai leen, jy roei hom uit wortel en tak, dadelik. Nie eers nou nie eers oor 'n dag nie, dadelik. So as jy dadelik daai offense in jou hart voel, dadelik, nie ekskuus, jy gaan nie wortel skiet nie, jy beskerm jou hart. Daar kom en hy sê, weet jy wat, you don't have what it takes, dadelik, Here, ek gaan nie hierdie leen van die vyand glo nie, want ek het die beloftes, die doel, en dit gee vir my rigting, ek staan op die woord. So om te staan, jy's stabiel, jy's gereed, en jy tree dadelik op. Jy is bold, jy's nie bang vir hom nie, jy's nie geïntimideer met hom nie. Nou kom ons lees 'n bietjie, Nehemia. Nou, ek het al so baie met julle gepraat oor Nehemia, maar kom ons kom net gou-gou weer by die hele manier hoe die vyand hom probeer aanval het. Nou, daar was hierdie klomp mense wat dadelik Nehemia wou verhoed het om hierdie muur te bou. En hulle was baie offended. Hulle was actually kwaad omdat hy sy muur weer wil bou van Jerusalem. En hulle wou hom verhoed het, so hulle die hele tyd vir hom boodskappe gestuur.
En nou wil hulle kamma met hom praat oor goed. En hoor wat sê Nehemia, en ek lees hierso, Nehemia 6 vers 3 tot 4. En hy sê, en ek gaan dit sommer in Afrikaans lees, toe stuur ek boodskappers na hulle toe om te sê, ek doen 'n groot werk. Hy verstaan sy doel. Sodat ek nie kan afkom nie. So hy weet wat hy moet doen, hy weet wat sy seisoen is hy, niks rattel hom nie. Dan sê hy, daarom moet die waarom moet die werk ophou, sodat ek dit verlaat om na julle toe af te kom. En toe, dink julle die vyand het opgehou? Nee, hy hou aan met hulle intimidasie. Hulle sê, nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my boodskap gestuur. En ek het hulle op dieselfde manier geantwoord. Want onthou, iemand wat nie kan nee hoor nie, mens noem hulle controllers. Hulle kan letterlik nie nee hoor nie. Hulle wil jou intimideer en hulle wil aanhou. Hoekom nie? Jy staan vas en jy sê ek gaan nie hierdie ding doen nie. Ek gaan nie hierdie verkeerde ding doen nie en hulle sal jou intimideer. Hoekom nie? Jy moet nou so, jy moet nou daai en jy sê net ekskuus, nee. En dan hou jy net aan met dit wat die Here sê jy moet doen. Jy moet eenvoudig net immuun wees teen intimiteit. Hulle kan skree tot die dag blou is, ek gaan nie afkom nie, ek's besig met die dinge van die Here, jy gaan my nie distract of my besig probeer hou met ander goed nie. Ek fokus en ek is standvastig in dit wat die Here vir my geroep het om te doen. Ons gaan so vinnig 'n breek vat. En dan gaan ons net so laaste gedagte praat oor jou skoene wat jy dra. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou net so laaste gedagte praat oor ons skoene. Nou watter tipe skoene dra jy op die oomblik? Kyk, jy kan nou seker nou dink, okay, ek gaan nou stap in die berg. Nou gaan stap jy daar in die Drakensberge, maar jy het plakkies aan. Jy gaan nie baie ver kom nie. En dit kan dalk nog jou lewe kos, want jy kan dalk gly en daar by die kraanse afstort, omdat jy die verkeerde skoene dra. So jy het die regte hiking boots nodig. Of jy wil nou 'n maraton gaan hardloop, jy gaan hardloop nou die Comrades, en jy dra en jy sneakers sal ook seker nogal werk. Jy dra hoekskoene. Jy gaan ook nie baie ver kom nie, jy gaan definitief 'n besering of 2 opmaak. So die tipe skoene vir die tipe opdrag wat jy het, is verskriklik belangrik. Dit bepaal jou stabiliteit en jou standvastigheid. So dis so belangrik om te hoor by die Here wat is tipe skoene jy moet dra. Want die tipe skoene wat jy dra is jou karakter. En kyk, elkeen van ons is soos 'n koppie. Jou karakter, as ek dit nou so kan verduidelik, is soos 'n koppie. As jy 'n koppie het en daar's geen krakies in die koppie nie, nou kom die lewende water, nou kom die waarheid, nou kom dit wat die Here vir jou wil gee en jy kan dit actually dit kan inloop. Die koppie kan nou vol raak. Die water gaan nie uitloop nie. Jy kan dit hou, jy het die kapasiteit om die waarheid van God se woord in jou te stoor. Maar die oomblik as daar krakies is, gaan jy water gooi en die koppie gaan net nooit vol word nie. Hy gaan leeg loop, want die karakter is nog nie gebou nie. Nou Johannes 7 vers 38 sê vir ons, He who believes in me, who cleaves to trust in and rely on me, as the scripture has said, from his innermost being shall flow continuous springs of rivers of living water. So daar moet water uit ons binneste uitvloei. En om die water te laat vloei, moet jy die kapasiteit hê om die water te kan hou, en dan kom die water en hy vloei. Nou, as mens onstabiel is, en jy het 'n swak karakter, dan kan mens nie die water hou nie. Jy het ook dan die lewende water, wat jy vir ander mense kan gee nie. So daar is geen deurdruk vermoë nie. Jy wil altyd dit net maklik hê. Jy kan nie wag vir iets nie, want dit moet
nou gebeur, want eintlik is ons maar net weer selfgesentreerd en dit gaan oor die eie ek. So karakter word juis gevorm in moeilike tye. En dit word bewys, wie jy werklik is, word eintlik bewys wanneer daar moeilike tye is in jou, wat jy moet deurwerk, wat ons nou nog gepraat het van die seisoene. Want jy sien, dit is nou maklik, is baie maklik om geduldig te wees, as alles goed gaan. Dis maklik om te glo, as jy niks nodig het nie. Dis maklik om te lag, as jy niks het wat van jou gesteel word, of daar's iets wat jou te nakom nie. Maar die oomblik as die terugslag kom, die oomblik as daar moeilikheid kom, wat gebeur dan? So die vraag is, wie is jy in die storm? Want dit wys jou regte, ware karakter. Dit wys waar jou wortels geplant is. Want dit toets jou op die diepste manier waar jy en wie jy is. Dit wys die goed in jou en dit wys die sleg in jou. En dis juis hier waar ons integriteit moet hê, of dit nou goed gaan, of dit nou sleg gaan. Dis juis hier waar ons dan stabiliteit en vastigheid het, as ons, soos wat Jesus sê, wanneer ons op hom vertrou. Daai geloof wat ons nou van gepraat het, wat die vyand so van ons wil steel. Ek wil gou-gou 'n bietjie stil staan by Kolossense 3, vanaf vers 12 tot 17, maar ek wil dit ook vir ons in die Message Translation bietjie vanoggend lees. Hoor hoe mooi sê dit. Hy sê, so, chosen by God for this new life of love. So, onthou, voor jou bekering, sê ek altyd, jy was 'n zebra, en nou het jy 'n nuwe lewe, nou is jy 'n leeu, en nou moet jy in autoriteit begin opstaan. Hy sê nou, this new life of love. Dan sê hy, dress in the wardrobe God picked out for you. Compassion, kindness, humility, quiet strength, and discipline. Be even-tempered, content with second place, quick to forgive an offense. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. And regardless of what else you put on, wear love. It is your basic all-purpose garment. Never be without it. Let the peace of Christ keep you in tune with each other, in step with each other. None of this going off and doing your own thing, but cultivate thankfulness. Let the word of Christ, the message, en dit is nou daai evangelie wat ons van praat, have the run of the house. Give it plenty of room in your life. Instruct and direct one another using good common sense. And sing your heart out to God. Let every detail in your life, words, action, whatever, be done in the name of the Master Jesus, giving God the Father every step of the way. Oh, excuse nie, thanking. Thanking God. Ons moet dankbaar wees. Julle, en is dit nie 'n fantastiese skrif wat vir ons wys wat is standvastigheid nie? So standvastigheid gee vir jou goddelike karakter, wat dan ook vir jou die integriteit gee. Jy vat verantwoordelikheid en jy staan op in dapperheid en sê, weet jy wat, ek gaan staan, maak nie staak wat nie. Soos Efesiërs 6 vers 13 sê, having done all to stand. So jy vat die verantwoordelikheid, jy dra die regte skoene, jy trek die regte skoene aan, jy volg die regte evangelie en jy staan vas in die waarheid van God se woord. So watse skoene dra jy? Wat het jy in jou hart belê? Waar belê jy jou tyd? Want onthou ook, jou tyd is waar jou fokus gaan en dit gaan jou prioriteite word. En ek wil net afsluit
met hierdie gedagte wat in Johannes 15 vers 5 vir ons staan. En dan gaan ons weer terugkom en dan gaan net alles wat ons vanoggend oor gepraat het, gaan ons net weer 'n bietjie recap gee. So Johannes 15 vers 5 van die Afrikaans sê vir ons, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Julle, ons moet vir onsself vra, wil ons vrugbaar wees? Wil ons grondgebied uitbrei? Dan is dit so belangrik dat ons moet ophou perform en ophou dit, hierdie striving. Jy wil dit doen op jou manier. En ons met 'n nederigheid en standvastigheid en ook onsself neerlê, ons lewens neerlê en Here, ek gaan nou op u woord staan. Ek gaan doen wat u sê ek moet doen. En ek gaan nie rond hierdie kant toe daai gaan, ek gaan nie rondval nie. Ek gaan stabiel wees en in geloof staan in dit wat u vir my sê om te doen. Ons gaan so vinnige preek vat en dan gaan ons net gou-gou oor alles praat wat ons vanoggend behandel het van standvastigheid. Ek is nou weer terug. Dit was so lekker om hierdie Woensdagoggend net weer bietjie saam met julle te kuier en God se woord te lees en net weer dit vas te maak. Wat beteken hierdie wapenrusting? En hoe om dit prakties deel te maak van jou lewe. So die skoene is 'n simbool van standvastigheid. Kom ons lees 'n bietjie wat het ons vandag alles oor gepraat. So eerstens, God wil hê dat ons in oorwinning moet lewe. Hy wil vir ons meer as genoeg gee, sodat ons kan vrugbaar wees. Nommer 2, ons mis soveel uit as ons nie tevrede is met dit wat die Here vir jou nou gee, om te geniet en in die seisoen te lewe waar hy jou nou geplaas het. Nommer 3, as jy nie aktief jou verantwoordelikheid gaan optel en dit doen nie, gaan die vyand jou kaal uittrek. Nommer 4, so hy wil die waarheid steel, en ek praat nou van die vyand, sodat ons mense vasgevang word in armoede, siektes, sondes. So hy wil letterlik die waarheid van ons steel, en dit kweek dan ongeloof. Nommer 5, as daar een sonde is wat Jesus die heeltyd oor die mense aangespreek het, was dit ongeloof. Nommer 6, as jy standvastig is jy ook betroubaar. Onstabiele mense is onbetroubaar en jy gaan nie hulle kan vertrou met enige iets nie, want hulle is onveilig. Nommer 7, as jy God se gees toelaat in jou lewe, gaan jy nie meer rondval en dan hierdie kant toe, dan daai kant toe nie. Jy gaan nie meer op jou impulse lewe nie. Jy gaan nou selfbeheersing toepas in jou lewe en heers oor jou eie emosie, jou wil en verstand. En dit sal jou standvastig maak. Nommer 8, wanneer die vyand ons aanval, is jy gereed, want jy ken die waarheid. Jy staan op die waarheid en jy's op die regte plek. Jy wankel nie en jy val nie rond nie. Jy's nie hier nie, jy's nie daar nie, jy staan vas. Jy tree dadelik op. Jy wag nie eers dat die gedagte wortel skiet nie, jy roei vir hom uit, wortel en tak, dadelik. Nommer 9, om by stabiliteit en standvastigheid uit te kom, moet ons eers ons goddelike karakter bou op God se woord en sy waarheid. Nommer 10, karakter word juis gevorm deur moeilike omstandighede. En dit word bewys in moeilike omstandighede. So ek hoop dat jy die regte skoene aan het vir die seisoen wat die Here vir jou nou instoor het. Mag jy leer om in geduld standvastig te wees, al is jy nou in moeilike omstandighede, en al maak alles nie nou vir jou sin nie. En soos ons staan in dit wat God se woord vir ons gee,
gaan dit vir ons die vermoë gee, want die geloof gee vir jou die vermoë om stabiel te bly staan. Hou vas in die integriteit en die vastigheid van sy waarheid oor jou omstandighede. En al is jy in moeilike seisoene, mag sy woord vir jou die deurbraak gee om te kan staan in geloof, maak nie saak wat nie. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor geloof. So ons het dit so aangeraak, ons het bietjie gepraat oor ongeloof en hoe Jesus nogal ongeloof aanspreek in mense se lewens. Maar volgende week gaan ons 'n bietjie dieper delf, gaan ons 'n bietjie Bybelstudie oor ongeloof doen. So ons gaan nog bietjie verder praat oor dit. As jy dalk weer na dit wil luister, jy wil dit dalk vir 'n vriendin aanstuur, of is dalk, jy dalk van die skrifte gemis en jy wil dalk stadig op jou eie tyd daardeur luister, is jy welkom om te gaan loer op my website. Dit is yourdestiny.org.za. Jy kan ook gaan kyk by Your Story, Your Destiny met Lisel van Sail op YouTube. Daar kan jy dit sommer direk gaan luister. Maar ja, dis op my website en dan gaan dit jou YouTube toe vat en is onder die hartklank programme. Daar's ook ander gratis lesse wat jy na kan luister oor verskeie onderwerpe wat ek in vroue selle aangebied het en party van dit dan sê ek soos in o my jene, ons het net gepraat. En dis nog maar net so reël. Dis nie professioneel nie, dis nie klomp goed wat ons as vrouens oor gesels het oor dinge van die hart. Maar jy kan ook my follow op Facebook, jy kan gaan kyk daar by Your Destiny, as jy dalk wil volg en net sien wat, waar en hoe, want daar's baie keer onderwerpe en van die lesse van hartklank wat ek daar plaai, en dan mis mens dit ook nie altyd uit nie. As jy dalk so ietsiekie wil sê, of jy dalk 'n vraagie, of daar's dalk ietsie wat jy wil hê ons moet oor praat in die toekoms, is jy welkom om 'n boodskapie te los, maar jy moet asseblief net WhatsApp, nie bel nie, of SMS nie, jou WhatsApp, en jy sê hartklank, tussen koffie en genade, en die nommer is 082 657 2729. Ek herhaal hom net gou-gou, 082 657 2729. Dit was weer so voorreg om vanoggend saam met julle te kuier. En ek bid ook net dat die Here hierdie week met jou gaan praat oor dit wat ons oor gesels het. Waar is dit waar mens nog bietjie rondval en wat is dit wat die Here nog vir jou wil wys in jou lewe waar ons moet, Here, ek weet hierdie deel, ek vertrou nie so lekker nog op U nie, ek probeer op my eie insig te staat maak. So kom ek bid bietjie net saam met julle en ons sluit hierdie program af. Dankie Here dat ons net vanoggend na U toe kan kom. Dankie Vader dat U vir ons alles gegee het wat ons moontlik nodig het om in oorwinning te wandel. U gee vir ons die lewende water wat nooit ophou nie, wat vir ons lewe gee, hoop en vreugde. Here, ek bid, soos ons vanoggend ook gepraat het, dat U woord vir ons sal lei en ons vas sal maak. Here, dat ons sal agterkom, Here, vertrou ek U regtig? Of is dit dat ek partymal terugval in ongeloof en twyfel? Kom en kom praat, kom wys en kom leer ons, dat ons kan standvastig wees in die vertroue van die woord wat vir ons die lewe en die waarheid gee. Dankie Here dat U ook net deur die week met ons sal praat en wys wat dit is, want baie keer kom die vyand en hy steel en hy slag en hy verwoes en hy het 'n opening eers wat ons onbewustelik in ons lewe toelaat, maar dat ons deure sal toemaak, die mure sal bou, sodat ons in veiligheid kan wandel in die grondgebied wat U vir ons gee. Ek bid dat U elke vrou, elke persoon wat luister vanoggend net sal seën en sal dra en hom in stabiel sal hou, Vader, in die seisoen waar hulle nou is. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.
Julle, dit was so lekker om saam met julle te kuier en te gesels. Kom loer gerus in. Ons gaan die volgende paar weke nog praat oor die wapenrusting. Mag jy 'n geseënde oggend hê. Totsiens.